Ek hoor in die week 'n verhaal van 'n vroutjie, ek praat nogal self met haar, wat vir my sê, sy het 'n stryd om haar kind groot te maak, sy's 'n enkel mamma, en uit die bloute uit bel iemand haar eendag en sê vir haar, maar daar lê 'n klomp geld, wat haar ma vir haar agtergelaat het. En toe verander dit haar hele lewe. Sy sê, ja, sy maar net het geweet het, dan hierdie 5 jaar waarin sy so gestruwel het en gestry het, om as enkel mamma al die lyne bymekaar te hou. En dis nogal 'n storie wat 'n mens baie hoor, nê? Iemand wat iets het, maar nie weet dat hy dit het nie. En dan probeer hy en hy gaan aan en hy survive en hy kry dinge bymekaar. En dan skielik ontdek hy maar hierdie ding is in sy lewe, en dan verander dit sy hele lewe, en sê hy, ja, ek weet nie hoe ek sonder dit klaar gekom nie. En dis presies om hierdie rede wat Jesus nog 40 dae nadat hy uit die dood uit opgestaan het, op aarde bly. 40 dae lank besoek hy spesifieke mense, meer as 100 mense wat hy op die ou ende besoek het. En hy berei hulle voor vir hierdie ding wat hy vir hulle gaan stuur, wat elke mens het, wat jy gaan moet vat. En ek wil bietjie met julle daaroor praat. Hy doen moeite, hy bly agter, en hy praat met hulle oor die Heilige Gees, die krag wat kom. En hy sê vir hulle, moenie dit los nie, vat dit, want dit gaan vir julle wonderlike dinge doen. Ek groet julle vanmôre in sy wonderlike naam. Kyk, Jesus het geweet, dit gaan nie maklik vir sy mense wees om in hierdie wêreld te survive nie. En ons ken hierdie ou wêreld. Daar's dinge wat hier gebeur, wat 'n mens baie keer verslae laat staan. En jy ken mense, en jy ken weer ander mense, wat deur situasies gaan. Daarom bly hy by hulle, en hy besoek hulle, en hy praat met hulle. En in Johannes sê hy hierdie woorde vir hulle. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek gesê het. En ons moet hierdie woorde net so bietjie kom vat. Die Heilige Gees is die een wat nou vir ons iets kom gee, vir ons iets kom leer, vir ons iets kom wys. En hieroor het die Here met hulle baie gepraat. Ek dink dis die rede hoekom hy nog 40 dae agtergebly het. Want net na hierdie 40 dae het die Heilige Gees gekom. En dan skryf Paulus nogal daarvan, en ek wil dit vir julle ook lees hierso in 1 Korintiërs 12. Sê hy, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees tot sy voordeel en tot almal se voordeel gegee. God weet hoe die wêreld lyk waarin ons bly. En weet julle, daar's verlies, daar's seer kry, ons word weggegooi, dinge gebeur met ons wat nie normaal is nie. En dan moet ons reageer.
En baie keer voel mense so alleen en hulle so besig om hierdie stryd te stry, amper soos daai vroutjie en soos die verhaal wat ek aan die begin van julle gesê het, en hulle besef nie dat daar vir hulle 'n krag gegee is, 'n werking gegee is, 'n vermoë gegee is om met hierdie dinge te kan werk. Ek weet nie waar jy presies vermoere is nie. Miskien is jy iemand wat weggegooi is. Miskien is jy iemand wat baie seer gekry het. Miskien moes jy al afskeid neem. Is jy alleen? Moes jy vir iemand totsiens sê wat te vroeg was in jou lewe? Miskien loop jy met angs en vrees rond. Elkeen van ons is op 'n plek. Elkeen van ons stoei met iets. Daar is nie so 'n ding dat mense nie goed het wat in hulle lewe skeefloop nie. Dis die realiteit van die wêreld waarin ek en jy bly. Moeilike plek om op die ou einde vir 70 of vir 80 jaar te bly. Moeilike plek om alles net altyd te laat regloop. En elkeen van julle wat vermoere luister, al is jy al jonk, het iets. En jy kan daai ding vat vermoere en sê, Here, maar dis die ding. Iemand anders het dit aan my gedoen, Here. Ek het dit aan myself gedoen, Here. En ons sukkel. Ons sukkel om al die punte bymekaar te kry. Ons sukkel om te weet, maar hoe gaan ek in hierdie, is amper soos 'n muis, hierdie roete wat jy moet loop en jy moet kies, gaan jy links of regs draai, gaan jy vorentoe loop. Elke dag is amper so 'n klomp keuses wat jy moet maak, wat jy op die ou en by 'n punt gaan uitbring. En nou kom die Here en hy sê vir sy disippels, julle gaan alleen wees, dit gaan moeilik wees, ek gaan nie daar wees nie, maar ek stuur vir julle die voorspraak, die Heilige Gees, wat 'n kragtige werking, sê Paulus, en elkeen van julle gaan losstaan. Hy gaan vir jou bepaalde vermoëns gee om jouself en ander te help in 'n wêreld wat baie keer maar baie de mekaar is. En weet julle, baie mense leef sonder dit. Hulle oorleef en hulle strompel voort, maar hulle besef nie dat vir elkeen afsonderlik, soos wat Paulus hier sê, daar hierdie bonatuurlike krag, bonatuurlike wysheid, bonatuurlike kennis, bonatuurlike vermoë om te weet links of regs, bonatuurlike vermoë om in die toekoms te kan insien, die gawes van die Gees, kragtige werking, 'n vermoë wat jy kry, wat jy nie hoef te leer nie, dit word net vir jou gegee, dit lê daar. En mense wat dit ontdek, sê, maar hoe kon ek ooit sonder dit bestaan het? Ja, ek wens ek het dit 50 jaar terug gehad, ek wens ek het dit gehad toe ek daai besluite moes neem, ek wens dit was deel van my lewe, toe ek in daai rigting moes gaan. En dit was nog altyd daar. Ek wil vanmôre vir jou kom sê, weet jy van hierdie wonderlike, kragtige werking, bonatuurlike vermoë wat God vir sy kinders en vir hulle mense en vir hulle nageslagte gee om te kan lewe, om sinvol te kan lewe, om, daar's 'n Engelse woord, to navigate your way in a world full of pitfalls and full of things that are going to happen. Om jou pad te vind en op die einde te sê, maar dit maak sens. Ek verstaan. Ek weet wat om te doen. Ek is nie alleen nie. Ek sal hierdeur kom. Dit is nie die einde van die wêreld nie, want ek behoort aan 'n groter koninkryk. Ek wil vir die volgende klompie weke oor elkeen van hierdie kragtige werkinge afsonderlik met jou praat en vir jou sê, wat is die effek daarvan in jou lewe, in die mense om jou se lewe, in jou medebroers en susters se lewe, in die kerk, en die kerk is nie die gebou nie, die kerk is mense, ek en jy. God het hierdie goed bedoel
sodat ons sin kan maak. En dit is net die Heilige Gees wat dit kan gee. Weet jy daarvan? Verstaan jy dit? Wil jy dit hê? Ek groet julle vanmôre in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.